En daar was nie Bybergatting, Moropa, alles die miskien kan jy net vir so 'n bietjie agtergrond gee oor Stellenberg se spelers wie se hare almal gesny is. Soos ek genoem het, daar is 6 voorspelers onder 17. Dit is nou maar jou eerste ervaring van 'n hoërskool eerste span. En hier gaan ons, as dit Bonthuis wat ons aan die gang kry. Wille, voorspelers van 'n Bethlehem voortrekker. Vroeg in die wedstryd hulle stempel afdruk. En dan mooi reguit gemaak deur Osterk. Die gevaarigste man van 'n Bethlehem voortrekker en hulle kry baie goeie voorvoetbalbesit. De Plooi. Stadige balbesit daar vir die skrimskakel. Adrian Wille. Verdediging van 'n Hoërskool Stellenberg wat vroeg getoets word en dan is dit Haie Meiburg. Die groot loskopstit wat sy stempel wil afdruk. En dan word harte gehardloop aan die tuskant. Bonthuis. Kyk nou, loskakel wat nie bang is om die lyn aan te val nie. En vir die soveelste fase is dit die balretensie van Hoërskool Bethlehem. Baie uitstekend is. Wille. En dan is dit daar die hantering. Spelers so 'n bietjie konsentrasie verloor. En dan slaan die bal aan en is 'n skrimvoordeel vir Stellenberg. Definitief die verdediging van Stellenberg wat gehou het en wat goed lyk hier in die begin van die wedstryd. En ek het genoem ons met daai agste man van Bethlehem voortrekker dophou. Osterk, hy soek die bal oral op die veld. Maar Stellenberg sal tevrede wees met daai eerste verdediging. Ja, Stellenberg goed die druk geabsorbeer van 'n Bethlehem voortrekker hoërskool. En dan iets wat so sien het in hierdie tweede dag is as dit kom by skramptyd, die tydsberekening van die agtalle so 'n bietjie uit. Nou sien ons in daardie geval weer dieselfde. Stellenberg wat so 'n bietjie vroeg gedruk het. Die wind mag hulle dalk bietjie omwaai. Ja, maar nietemin, dit is Daniel Steffen, Ethan van Billion is 'n groot loskakel, Ethan van Billion. Vorige geleenthede genoem sal graag wil sien dat daai voordelyn moet aanval. Steffen verander hulle van rigting en die bal lig gegee. Dis die Hoërskool Stellenberg wat kom met die terminering. Goed gehardloop deur Luca Tonnet. Nou is die voorspelers wat daar in die middelveld kontaklyn probeer domineer en agter by die deur uit. Is dit Stellenberg wat vroeg vra aan die verdediging van 'n voortrekker hoor. En die balretensie is uitstekend en die spoed van haar die loskram is net so vinnig van Billion. Kom hy agteruit en dan word 'n pres geslaan van Billion, maar verloor hy die bal en die kontak kan nie nou meer. Die harde werk was verrig deur die loskakel Ethan van Billion. Hy slaan die bal aan op 'n kritieke oomblik. Jy het net 60 sekondes terug gevra, so 'n bietjie sien wat hy met die bal kan doen. En daar bewys hy gaan hulle gaan hom moet ophou. Ja, hulle wissel hulle spel baie mooi af. Stellenberg bring daar die groot voorspelers, die baldraers in spel. Hier kan ons sien vinnige bal voorspelers wat in gaan, vinniger bal bietjie stadig uit, maar nou is dit die kans van Billion, trap binne toe, klop sy verdediger en hier was dit net ongelukkig in kontak wat hy die bal verloor. Bietjie van balans af ook geraak daar op die einde. Dalk die rede wat ek in die bal mooi vasgehou het nie. Maar beslis hy kontaksituasie gedomeineer vir die eelagter. Christian van der Sand gesê ook uit die bus is vol, Boeta. Bietjie bloukol bygekry. Adrian Wille wat kan voer vir Bethlehem voortrekker hoërskool. Besluit die bal op die voet te sit. Sizwe Kabe. Uitstekende skop daar van Kabe, geleerde linkervoet. Speel natuurlik met die wind agter sy rug. Ja, en ek is beïndruk as Kabe ook nog 'n linkervoet het. Adrian Bonthuis, ook 'n groot skopskoen aan hom. Daar is definitief nie min van dit in die Bethlehem voortrekker span nie. Ja, eerste lyn staan van die wedstryd. Liam Joubert. Wys wat hy in hom steek en in die middel van die lyn staan, maar nie seker nie. En hier kom
Bethlehem voortrekker met 'n belovende loopie. Hard gestoei aan die oorkant, uiteindelik plat getrek. Is dit Wille, vinnig ingesny, Theo van Wyk, nou met die bal uitkom. En dit lyk of hy aangeslaan was met strafskop voordeel. En is Bethlehem voortrekker, se Jaden Jesus wat oorduik. Vir die wedstryd, die eerste 3. En Bethlehem voortrekker Hoërskool begin hierdie wedstryd met 'n huis aan die brand. Die manne van die Oos-Vrystaat is hier in die suide om te speel. Briljant gewerk daar deur 'n fout aan die kant van Stellenberg in hulle lyn staan. Hulle het indrukwekkende springers. So Liam Huber sal daai wil regkry so gou as moontlik. Mooi deurgebars daar deur Wessel Hatting. Wat hulle tot 5 tree van die doellyn af gekry het. Ja, doelskop suksesvol, dit wys jou net hoe gevaarlik as hy die Bethlehem voortrekker Hoërskool uitgebroke spel. Hier kan ons sien, daar word losgebreek. Goeie werk daar deur Jaden. Net 'n interessante statistiek van Nolan Deploy wat die skopper is. Hy het teen sentrale 100% bereik, 7 uit 7. Hulle 49-5 wen. Van Billion, dinge weer aan die gang kry en dan word die bal laat spring. Baie gevaarlik om 'n rugbybal te laat spring en die hantering daar aan die diskant. Want die speler net nie in die guns van 'n voortrekker Hoërskool nie. En ons het dit soveel keer gesien in die vorige wedstryde dat nadat die span 3 gedruk het, die afskop verlore gaan en die ander span het dan van daar af gaan druk net om sake weer gelyk te maak. Definitief iets wat aan gewerk kan word, maar die windfaktor is dalk groter rol op die grond as wat ons dink. Ja, die wind beslis toetsievaardighede van hierdie jong manne Stefan van Billion en nou het die bal in 2 hande vas en ongelukkig weer eens is dit Luka Tonnets wat die bal aanslaan en hier kom Bethlehem maar groot tykslag uitgeoefen. Daar deur van die kerk. Word die bal vorentoe geskop. Rademan. Beheer hom goed, vind hy aansluiting by Ethan van Billion. Gesien as oop spasie aan die diskant en sit die skoppie deur. Nou sit die rol en die spring van die bal. Goed gebeheer deur die linkervleuel. Op sy beurt. Besluit om die bal veld af te skop en hier kom van Billion. Van die aansluiting by Rademan en is Rademan wat die lyn aanval. Al kontak gemaak daar met Wian Miller. Stefan. Hy het daar die bal gesoek. Maar Janse van Rensburg het net een rigting geken en is vorentoe. En nou is die spel so 'n bietjie los ingedryf, Carlo Brink. Een van die hoofspringers. En na die pak van Billion, pragtige aangee. Reguit gemaak deur Luka Tonnets. Dis 'n potgieter. En dan die bal afgeneem. Maar onwettig sê die skeieregter. En dan 'n strafskop voordeel. Of liewer strafskop nadat hy verlang voordeel gespeel het. Ja, goeie skeieregter werk daar om die spel te laat aangaan. Wian Miller was gestraf daar vir 'n hoog tackle. Wian Miller, een van die hardwerkendste flanke op die veld. Dit is nommer 6 van Bethlehem voortrekker. Meneer Andrew Colling. Hy is in beheer van hierdie kragmeting. Ons het gepraat van die besluitneming, maar ook gesien dat die hantering op kritieke oomblikke aan die kant van Bethlehem en aan Stellenberg het die spanne in die steek gelaat al. Ja, en dit is reg deur die bank al met baie van die wedstryde wat al gespeel is. Die hantering is ongelukkig iets wat die afrigters gaan aan moet werk. Is nog 'n bietjie vroeg in die seisoen, maar die spanne berei al lank voor. Agter in die lyn staan vir jou bad is dit Stefan van Billion. Bring hy vir Rademeier in spel. Of liewer vir Potgieter. Stefan hierdie keer bietjie langer wag vir daardie bal. En vinnig versprei hom oor die veld, maar net na die laaste aangee Rademan. Dink hy was die skuldige daar. En niemand land die bal oor die kantlyn. En 'n kosbare balbesit daarmee verlore en dan ook 'n kosbare aanvalsgeleentheid. Ek wil 'n bietjie sien wat Keegan Moses kan doen. Hy is verseker die kortste speler op die veld. Hy en dalk Daniel Stefan. Bietjie spoed, daai voete.
kan ons sien, ongelukkig, 2 spelers aan sy buitekant, regte besluit, maar ongelukkig die paas wat verlore gaan. Ja, die akkuraatheid van hy aangee, net nie 100% daar nie. En dis die tipe foute wat jy wil uitskakel, want dit stop jou momentum heeltemal. Bole sluit hierdie span van Bethlehem uit hulle 22 uit te hardloop. Kontak gemaak in die middelveld deur Karabo. En die bal afgestorm. Kan belovend wees as dit Sizwe Kabe wat in besit betrap word. En stadige bal besit, maar die skeieregter meneer Colling wat beslis dis 'n hoogvat, is onwettig. En dis hoekom die strafskop toegeken word aan Bethlehem Voortrekker Hoërskool. Dis moeilik, hy het gesien man en bal gelyk gekry, dalk 'n bietjie gebuk. Ja, die skeieregters is baie streng as dit kom by hoogvatte. Ja, absoluut die veiligheid van die spel eerste. As ons nou kan sien, daar is dit afgestorm, goeie werk. Nou kry die bal daar bukke en tog om die nek. Goed gedoen. In die lyn staan Perte van die Kerk. En nou sit 'n Bethlehem Voortrekker wat lus is vir hardloop. Tog moes hy daar die aangee gehou het. Al klaar die harde werk verrig. Nolan deploy. Deur die lyn gekom en probeer die bal van die grond af aangee. Daai aangee gaan verlore en nog 'n hanteringsfout. Ja, vir die soveelste keer, maar ek sê hom saam, hy kon daai bal vasgemaak het. Hulle was op die voorvoet. Kry die bal vinnig uit vir die agterlyn. Hulle in deploy. Kwabe. Hulle is gereed om te gaan kuier agter die doellyn. Sien die manne is lus vir hardloop. En dit is lekker om te sien. Dit is presies waarvoor ons hier is. Ja, ons het gepraat weer eens. Na die tydsberekening, as dit kom by skramtyd, dan sukkel die manne. Miskien is dit die senuwees wat so 'n bietjie knaag. Ons weet hoe belangrik is die skram faset. As jy opponent kan boelie en kan oordonder. Is al reeds 'n stap in die regte rigting waar die platform vir jou te lê om te kan aanval. As dit so van Billion lyk dit vir my in die buitesenter posisie. Maar hier verander hulle van die rigting. Roud het baie vaart. Dis Rode. Oh, daai swing was net te goed. Klop die laaste vesting vir Christian van der Sand. Maar dis Rode wat Ralton Rode wat die skade verrig het met daardie hardloopie. Jy kan sien hy's 'n gebalanseerde hardloper. En Ralton Rode het ondersteuning gehad aan die linkerkant, maar hy het nie nodig gehad nie. Maar nie vergeet wat Robert Hewitt hier gedoen het nie. Uitgepaas daar as 8ste man. Man ekstra gehad, nie mooi vasgevat nie en nou binne toe. En die spoed. Net te veel, Ralton Rode. Swak verdediging daar deur Nolan Deploy. Hy is die man wat vir Rode moes plat getrek het. Rode net te veel spoed gehad. En van Billion stuur hom links verby, te veel krag op hom probeer sit. Hy behoort hierdie wind te ken. Hy is van hierdie deel van die wêreld. Die wind gaan lê nie hier nie. As die wind waai met hy op die veld kom en skoppe oefen, want dit gaan elke Saterdag na Saterdag gaan jy jouself teen hierdie wind vasloop. Maar sover die wedstryd wat oplewer wat ons verwag het. Ja, die wind so bietjie uit die seil uit van Bethlehem Voortrekker skool. Net 'n man goed gedoen van die afskop af om haar die bal terug te wen. Een van die basiese fasette wat Stellenberg beslis sal moet regkry. Hulle. En dan is dit Bethlehem Voortrekker wat die bal aanslaan. Lepondo Moropa. Hy is die skuldige. Lyk vir my daar was eers 'n aanslaan van Stellenberg se kant af. En weer eens, ek het vroeër genoem, die afskoppe deur die bank van al die spanne. Definitief nog 'n bietjie werk nodig. Jy het dan net gedruk, jy wil graag die bal so ver as moontlik hou van daar af. Net weer weg te gee. Ja, as wedstrydbestuur uitgangspunt moet wees, jy wil soveel as moontlik jou opponent domineer en druk toepas op die aanval, asook op die verdediging.
weer eens Mr. Andrew Collins sê, die skram het deur die 180 grade gegaan, kom ons sal met oorskram aan, né? Het is goed dat die Stellenberg voorspelers, wat weer eens 6 onder 17 spelers, het verlede jaar nog onder 16 en die stap na onder 19 rugby is baie groot. En hulle staan hulle man op hierdie stadium. Sal natuurlijk later in die wedstrijd beproef word. Ja, waardevolle ervaring wat hier opgedoen word. Eerder hy Wille hierdie keer kry skoon bal besit. En dan die skoppie deur, is dit die regte opsie, beslis nie. In die hande van Luca Tonnets en hy het die bal goed reggemaak. Die skeieregter met die andere calling wat beslis die bal is aangeslaan. Hy het dalk gevoel hy daai gevang. Dalk die kans gehad om sy hand op te kry nie, want hy het verdedig die aanval van Bethlehem Voortrekker was daar. Ons kyk hier, die skoppie, dalk net 'n bietjie ver. Hy het hom wel buitekant, goeie skeieregterwerk om dit raak te sien, dan die aanslaan. Ja, goeie veldposisie vir Bethlehem Voortrekker Hoërskool, hy's ingeslaan. So Wille, nou sit die slaankrag van Stellenberg wat deurkom. En 'n groot tykslag. Uitgeoefen op Wille. Stellenberg forceer die strafskop af en hulle kan 'n bietjie asemhaal. Briljante werk in die skram. En hulle is nog vars, nog jonk. Die afrigter, die van Bat, sit al sy vertroue in daai jong spelers. En hoekom nou nie? Hier kan ons sien, net Briete krag. En ongelukkig, spelers van Bethlehem Voortrekker, Ozirk en Wille, wat nie lekker saamwerk daar nie, bal gaan verlore. Joubert, vind hy, spranger in die lyn staan en 'n kwaliteit skoonbal wat uitkom agterlangs. Vinnig vir Stefan beskikbaar van Billion. En uitstekende balverspreiding hier teen aan die kantlyn, die aftrap na binne toe. Pragtig gedoen deur Relton Rowe, die 3-drukker. Skookwater, die man se enkels dophou. Stefan wat sukkel om hom uit te kry van Billion. Lang vlak aangee. Die aangee vir my was bietjie onnodig agter die rug van 'n Molnar. Maar tog het hulle reggemaak en ondersteuning van Molnar. Uitstekende lyn wat hy gehardloop het. En wie anders is daar? Niemand anders as Keegan Moses nie. En nou moet hy bal uitkom, is dit Stefan. So bietjie ongeorganiseerd agter by die deur uit. En dit lyk belovend ingesny die Rademan. Hulle kry hom met enkels beet. Desperate verdediging. Maar die skeieregter wat beslis net buite beeld. Hy het hom vasgehou. Hy moet die bal laat los, jongman. Ongelukkig ook ondersteuning gehad, hy kon daai bal dalk laat gaan het. Hy is getackle en hy moet ongelukkig die bal dan los. Hy kon net omgedraai het en geplaas het. Stellenberg lyk goed op die aanval. En hy skram. Die bal wen en dan vir die agterlyn gee. Kan Bethlehem Voortrekker dalk 'n bietjie moeilikheid hê. Stellenberg wat definitief hulle intensies daar bekend maak. Agter in die lyn staan en sit Stefan wat nie die bal kon beheer nie. Ongelukkig Stellenberg lyn staan wat op hierdie stadium nie werk nie. Baie moeilik vir Liam Joubert. Ons kyk, jammer, Bethlehem Voortrekker se Wessel Hatting. Ja, beide spanne wat nog nie hierdie wind kan lees as dit kom by lynstandtyd nie. Skram vir Bethlehem Voortrekker Hoërskool. Adrian Wille, hy was nou by die vorige skram in die 22 van Stellenberg hard geloop. Hier Janos Molnar. En dis al die klein goedjies wat hy doen om die opponent te intimideer. Jy moet weet hy's hierso. Nou in die syde. Nou is dit die stootkrag van Stellenberg wat deurkom. Goed ingesny deur die lyn, is 'n uitstekende breekslag. Waar is die ondersteuning? Dit is daar. En is Nolan de Plooy wat die verkeerde opsie uitoefen. 3 ondersteuners gehad aan die buitekant.
En Stellenberg wat goed gedoen het om die speler op te hou. Ja. Afwendelen die bal in die kontak. Maar die verkeerde opsie uitgeoefen deur Nolan de Plooy. De Plooy wat definitief gedink het, hy's regdeur, maar goeie verdediging weer aan die kant van Stellenberg. Die opsies was daar, ongelukkig het die gebruik nie. Hande in die hare Ja, aan die onderkant van met die afrigters. Sizwe Kabe wat in hy lyn ingesny het. Hy het in die loskakel posisie gestaan. Ons wil graag wil weet wie is die man wat hy lynbreek gemaak het. Bethlehem wat gevaarlik lyk. Nolan de Plooy. Hier kom Stellenberg. Aan die diskant Keegan Moses. Vlugvoetige man, nie soos jy genoem het, nie een van die grootste manne nie. 'n Man wat groot hart het. Stellenberg wat glad nie bang is om die bal lig te gee in hulle eie 22 nie. Vinnige balbesit, dis goeie retensie, balretensie, maar dan in niemands land is dit Rademan wat moet regmaak. Word hy in besit betrap. En van Billion. Hy word onder druk geplaas, die bal afgestorm. Goeie werk gedoen op die verdediging deur Bethlehem. En dan onder groot druk met die linkervoet in aksie kom. Dit was bietjie na die asem gesnak daar Stellenberg, maar het die bal gebruik en uitgekom. Dit kom deur 'n Rademan. Kan sien op die linkervoet. Mooi teruggeval. O, daar is die afskoot. Goed weer reggemaak daar deur Van Biljon om die bal weer te kry. Ja, goeie reaksie getoon. En Bethlehem voortrekker Hoërskool, gulde geleentheid met 'n aanvallende lyn staan. Binne die 22 wisselhatting. Hierdie keer agter in die lyn staan. Goed gedoen om dit te beheer. Nou moet hulle organiseer. Dis die voorspelers wat in hy struktuur inbeweeg. Probeer hulle die verdediging manipuleer van 'n Stellenberg en 'n sterk loopie daardeur Karabo Raleto slaan nie. Oosterk. Kyk hoe dik is sy staal. Setieu van Wyk. Goeie kontak gemaak. En dan weer eens de Plooy. Sy span oor die voordeellyn wil bring. Hy kry die aangee weg. En dan word die bal aangeslaan. Lyk soos A.J. Meiburg. Met die nommer 1 op sy rug. Hy sal nie tevrede wees met homself nie. Ja, nee, 'n voorspeler die geleentheid het om 'n 3 te druk is altyd hartseer as hy hom nie kan beheer nie. En Bethlehem voortrekker weer 'n geleentheid in die kwartgebied van Stellenberg wat hulle nie benut nie. Maar hulle kom in die gebied en hulle sal tevrede wees op hierdie stadium. So 23 minute van die wedstryd wat hulle self voorkry. 7-5. Al byt stryd op die oomblik. Ja, is nog net daai een keer wat hulle binne die 22 gekom het en punte aangeteken. Stellenberg sover onder die hamer en dan word hulle gestraf. Bethlehem. Onwettige skrimaksie. Moet reg deur skram sê die skeieregter, jy mag nie die skram draai nie. Weer eens baie hard gewerk om tot in die kwartgebied te kom en nie punte te kan kry nie. Die kantlyn opgesoek deur Van Biljon. Hy was lekker besig in hierdie eerste helfte sover. Lynstane wat die wind die wenner is op hierdie stadium. Ja, het lyk of Bethlehem 'n plan het. Hier daar die wind. Liam Joubert het so 'n bietjie gesukkel agter in die lyn staan, uitstekend. Tydsberekening en dan word hard gehardloop en die lyn gebreek. Deur Molnar, Stefan opgekyk het en gesien daar spasie, dis Van Biljon, die spring van die bal vir Kabe. Hierdie keer op sy regtervoet, linkervoet verskoon my. Het hy die bal aangeslaan. Maar hy amper gelyk of hy van sy been af gekom het, maar skeieregter was op sy plek. Maar goed gesien. Kabe gaan hom skop. Dis Stellenberg wat nou goeie persentasie rugby speel.
van Billion wat die spel verplaas in hulle 22 en dan die druk wat deurgekom het van die manne wat die bal gejaag het op Kabe, wat sy vaardighede om haar in die steek gelaat het. Hierdie is die deel waar die skram moet werk vir Stellenberg. Ja, guldige geleentheid opgetel deur Molnar of Hewitt. Hewitt het goed oor die voorlyn gekom. Nou Stefan moet vinnige bal besit kry. So die voorspelers wat rumble in the jungle daar vir Stellenberg. Reguit gemaak deur Jansen van der Rensburg vir Stellenberg. Bietjie stadig kom hy uit. Hierdie keer is dit die ondersteunende spelers van Stellenberg wat hulle in die steek laat. En Jansen van der Rensburg word in blote daglig beroof van die bal wat hy in die kontak ingevat het. 'n Definitieve opsie of 2 gehad. As hy net 'n kort aangee kon gee, dan was daar moeilikheid vir Bethlehem Voortrekker, maar nietemin die verdediging het gehou. Bal teruggewen. Die geleentheid om weer en dis 'n briljante skop. Jag hulle amper weer op die halflyn en kan nog die bal hou en nou daar 'n plan kom. Daar's net so 'n bietjie minder as 10 minute oor in hierdie helfte en definitief nog punte op die bord sit. Ja, nie een van die spanne het gedreig om beheer te neem oor hierdie kragmeting nie. En dan weer eens die lyn staan wat nie 100% vier nie. Maar Virgil, is lekker om te sien daar is 0 by stryd ook in hierdie NMA Toyota Noord-Suid. Dis lekker rugby, is harde rugby. Ja, beslis. Hatting, heel skeef verloor hulle daar die bal besit en 'n guldige geleentheid vir Stellenberg om oor die voordeellyn te kom en probleme te veroorsaak. Die hantering is topklas. Nou moet Bethlehem na die bal los. Waar Stefan. Nou sit die voorspelers van Stellenberg wat kyk of hulle oor die voordeellyn kan kom. Dis belovend by die agterdeur uit. Iemand moet reguit maak. Is dit Moses wat insny? Niks spasie aan die diskant nie. Stellenberg wat die tempo net so 'n bietjie gelig het. Pragtig kom hulle oor die voordeellyn. Stefan. Nou moet hy deur die hande gaan. Al die harde werk verrig. Uitstekend is dit Molnar. Janus Molnar. Dis die verdediger geklop. Hierdie balretensie is goud werd nou vir Stellenberg. Van rigting Stefan. Ingesny is dit Luka Tonnet. En nou moet hy grond toe gaan, anders gaan daar die bal verloor. Die staatsgerichte wat die strafskop toeken aan Stellenberg vir ontkant spel. Ja, en hulle gaan net weer wil dink hierso, dalk daai voorspelers gebruik, net die dinge rustig maak. Hier's 'n guldige geleentheid om voor te loop. Hulle sal dit wil gebruik. Hulle hantering is definitief 'n geoefende idee. Stefan, een van die manne wat nou al heel 'n paar keer aan die bal gevat het, is Burden. Burden wat vir Bethlehem Voortrekker doring in die vlees is in die verdediging. Kom hulle weg van Billion onder hom, som hy sy opsies op, trap hy af en besluit die linkerkanaal aan te val. Die ondersteuning is daar in die vorm van Rode. Nou moet hulle terugval, weer eens is dit Burden. Liewer Brink hierdie keer baie vinniger beskikbaar vir Stefan. En hulle kom net nie oor die voordeellyn nie. Ek dink dis die probleem van Stellenberg op die oomblik. Hulle het baie bal besit. Bethlehem Voortrekker wat dit moeilik maak vir Stellenberg. Christian Jansen van der Rensburg wat die bal bo sy kop moet vang. En Stefan geniet balbesit. Reguit gemaak deur Liam Joubert en hy kry die aangee weg. Weer eens, die aangee net nie in die hand kan gaan en hulle verloor die bal op kritieke oomblik. Dit Bethlehem Voortrekker en groot druk toegepas. Maar die Stellenberg wat ontkant is en daardie ongedwonge foute kan hulle byt aan die einde van die wedstryd. Ryan Jones gaan nie tevrede wees met homself daar nie. Die 7 flank van Stellenberg. En daai bal mooi ingevat, bietjie hoog dalk ingedra. Daarom meer kans om die bal te verloor. Maar nietemin, verdediging weer eens aan die kant van Bethlehem Voortrekker wat hou.
Pragtige lijnskop. Vir Bethlehem voortrekker Hoërskool. Ja, ek het vroeër genoem Adrian Bonthuys, ek het van hulle vorige wedstryde gekyk. Goeie kopskoen, en dis sonder wind, en met die wind kan dit nog meer help. Ja, Wesselating. Nagmerrie van 'n ingooi gehad by die vorige lyn staan. Hierdie keer wen hulle hom in die vorm van Tieu van Wyk, bietjie slordig. Wat hulle goed gedoen het, is wanneer hulle bal dra, kom hulle oor die voordeellyn. Ja, die gevaar man, die binnesenter Nolan deploy. Weer betrokke. En dan sien hulle die spasie aan die agterkant, dis Rode wat bietjie vlak lê. As hy laat rol, kan dit dalk moeilikheid wees, maar hy hanteer hom. En hier kom hy met 'n teenaanval. Diep in sy kwartgebied is Rode, hierdie man is baie opwindend. Kry die aangee weg na Moses, wat op sy beurt dit weg kan en weer Rode. Uitstekende ondersteunende spel deur die linkervleuel. Die voorspelers is daar, so honger is dit Joubert. Hy word teruggedryf van Bullion. Rademan wat die bal op die voet sit en ingehardloop. Deur Molnar, die bus is vol. Al die kaartjies is uitverkoop. En 'n Stefan wat bykom nou, goeie balretensie. Ryan Jones kan hy sy fout regmaak van vroeër. En dis goeie balretensie, hy druk op die verdedigingslinie nou van Bethlehem. Oh, jy kan die frustrasie voel. Maar hulle is ontkant. En wat 'n sarsie spel daar deur Stellenberg. Ek is uit asem, kan jy dit glo? Ek is verbaas Christian van der Sand het daar opgestaan, maar wys jou, die man is hard. Hy is gestormloop deur Janus Molnar. Ja, dit was dit was 'n monster van 'n loopie. Dit so oomblik sy skouer vasgehou. Vinnig gespeel van Burden. Stellenberg wat die tempo nou net so 'n bietjie lig. Luka Tonnets. Stefan amper daar deur die gaping. Is dit Moses wat bykom? Burden. Hele paar lopies al ingekry, nou sit Stefan, hulle moet die bal nou deur die hand vat. Daar is 'n geleentheid. Oorgetuig Christian Jansen van Rensburg. Pragtig rond hy 3 af nadat Stellenberg die bal deur soveel fases gevat het. En hierdie keer maak hulle seker dat hulle teken na die 5 punte aan. Dis meer die Stellenberg wat ons wil sien. Weer eens langs die pale. Goeie werk van die voorspelers. Moses wat mooi ingegaan het om die bal vinnig uit te sprei. Dis harde werk wat beloon was. Hulle was op stadium net in hulle kwartgebied. Hulle het daai verdedig en daar uitgekom. Hierdie keer in die kwartgebied seker gemaak. Ja, hulle het baie hard gewerk. Dus kyk wat maak van Bullion met hierdie ene. Hierdie keer maak hy 100% seker. Maar dis Rode wat diep uit sy 22 begin hardloop het. Hier kan ons sien. Vinnige bal. Christian Jansen van Rensburg. Ag, en dis altyd lekker om 'n stit te sien oorgaan vir 'n 3. Die oorlog stenk wat gestop word nie. Ek gaan daarvan praat maandag in die saal. O, dis skoolvakansie. Ek gaan nog die hele week daaroor praat. Ja, almal gaan weet van die 3 op sy kontaklys op sy selfoon. Maar nietemin terug by die spel. Bonthuys begin spel met 'n diep en lang inskop. Onder hom is dit weer die gevaarman Molnar. Gelukkig verloor die bal in die kontak. En hier kom Bethlehem. Visavian Miller. Skikbaar vir Wille. Ralet Oslane. Kabe. Christian van der Sand. Het nie baie beweegspasie gehad daar nie. Voordat gekompeteer vir die besit van die bal. Dis Bethlehem. Stadig maar seker. Herorganiseer hulle aan die aanvalslinie. En hard gewerk deur Burden om die bal te wen op die grond.
ongedwonge fout daardeur Bethlehem. Hulle het goed gedoen om die bal in die kontak in te vat en oor die voordeellyn te kom. Ongelukkige hantering wat einde gemaak het daar. Werk deur Janos Molnar. Hy het nogal nummer 6 flank. Ek vra verskunnings Wian Miller wat hard gewerk het. Gelukkig die hantering ook. Vroeger genoem in die wedstryd dat hy een van die hardste werkers op die veld is. Stel nie teleur vandag nie. Gelukkig die hantering daar. En weer eens na die kwartgebied van Stellenberg. Ja, as Bethlehem terugkyk na hierdie wedstryd, sal hulle sien ons het baie geleenthede gehad. Geleenthede wat ons geskep het. Is dit Stellenberg teleerstel by die skram. Oorigings geskree van die kant en af speel Wille. En die kommunikasie net nie daar tussen die voorspelers nie, maar tog het hulle reg gemaak. Stellenberg onkant. Idre Wille. Opsies. Die gevaarigste man, Ostuk. Hierdie keer wat hulle goed doen met hulle, kom hulle oor die voordele en nou net geduldig wees. Theo van Wyk. Die skeieregter, meneer Colling wat in die pad is daar. Wille, Ostuk, hierdie keer word hard kontak gemaak met hom. Toch kry hulle na die vorentoe momente, maar die ondersteuning net te stadig. En as die nommer 8, Robert Hewitt, na die bal steel uit, goue werk verrig daar vir Stellenberg. Weer eens die afrigters hier aan die onderkant van Bethlehem voortrekker. Daar was die gulde geleentheid, net voor halftyd. Ja, gulde geleentheid vir Bethlehem om daar punte te kon aanteken. Maar dis die einde van die eerste helfte. Stellenberg loop voor met daar die 12 punte teenoor 7. Meneer eens hier gaan nie. Propvol opwindende tweede helfte wat wag. Onder 17 is 'n senior man daar in die voorry. Ja, nietemin is die tweede helfte wat wag. En kom ons kyk of een van hierdie spanne hierdie wedstryd by die horings gaan vat. Van Billion gaan diep in. En Bethlehem wat die bal laat spring, Wille onder groot druk. Kom hy weg. Is die bal beskikbaar? Ja, definitief wat Bethlehem nie wou gehad het nie. Bontuis skop haar teen een van die Stellenberg spelers vas, maar hy's baie gelukkig. Laat die bal afgeskil het van die liggaam van die Stellenberg speler. Bontuis se skopskoen is groot. En hy gaan nou 'n bietjie voel hoe dit is om teen die wind te skop en nog steeds tot op die 10 tree gekom. Ja, wys hoe kragtig is sy skopvoet. Liam Joubert, so 'n paar ingooie gesukkel in die lyn staan. Nou is daar 'n kommunikasie probleem. Daar in die lyn staan is dit Janos Molnar wat nader gedraf gekom het. Voor in die lyn staan vir Jones. Kan hulle hierdie rolmaalbeweging aan die gang kry. Bethlehem wat hom goed verdedig. Maar nou kry hulle daar die meters. Het lyk belovend. Stefan wat vra. En nou gaan hulle grond toe en Stefan wat kry en by die agterdeur uit van Billion takties. Sy skoppie, was dit die regte opsie? Hy het die voordeel gehad. En die plasing van haar die skoppie net nie 100% akkuraat nie. Ja, van Billion wat jammer sê daar. Dalk 'n bietjie vlakker wou skop. Ongelukkig saam met die wind hier. Ja, hy's glad nie bang om verskillende opsies uit te oefen nie. Wys dat sy arsenaal vol is. Baie talentvolle nommer 10's wat ons hier al gesien het in hierdie dag en 'n half van die NMI Toyota Noord-Suid. Toekoms vir Suid-Afrika op die nommer 10 try. Lyk regtig goed. Goeie lynskop daar van die loskakel vir plaasspel. En 'n guldige geleentheid vir Stellenberg. Hulle moet nou net akkuraat wees met daardie ingooi. Joubert met die wind in sy gesig. Was die teken vroeër voor vir Ryan Jones.
Ja, hierdie keer is dit Carlo Brink wat goed doen. Onmiddellik grond toe gaan is dit Stefan wat nader staan. Luka Tonnets wat indryf. Hy is nie bang vir kontak maak nie. En nou gee hulle die bal lig. Is dit Rademeier of Rademan? Ingaan en goed skoongemaak deur Keegan Moses. Jones. Bedrieglik en gevaarlik. En daar is die 3 drukker, uitstekend gedoen, trek hulle die verdediging in. Maar die ondersteunende spel, net te stadig. Waar die span van Bethlehem gestraf, omdat hulle te vinnig daar van die verdedigingslinie af geskiet het. Lynspoed te vinnig. Ek ook vir daar ook 'n hoog tackle was in die proses. Stellenberg weer eens, soos net voor halftyd, het hulle self onder voor die pale. Vinnige tik en gespeel. As dit die loskopste is beskikbaar vir Stefan en nou moet hy deur die hand gaan. Maar dis nie nodig nie, van Luka Tonnets het die spasie gesien. Die doellyn het vir hom gewink en hy het geantwoord. En nog 'n pragtige 3 hier vir Stellenberg. Eerste punte binne 5 minute in die tweede helfte. Dit is daai goue minute. Wil op die voorvoet kom. Dat ek aan die einde van die eerste helfte goed op aanval gelyk. Daarom vind hulle self 17 punte teenoor 7 voor. Goeie werk weer eens deur Jansen van der Rensburg daarvoor. En goeie hande ook deur hom. Ja, baie goed gedoen. Wat hulle reg kry om te doen is wanneer hulle bal dra, kom hulle oor hy voordeellyn. Manipuleer die verdediging van Bethlehem. Hulle so 'n bietjie aan die raai gehou en dan die man oor aan die diskant bewerkstellig. Maar dit was glad nie nodig vir Luka Tonnets nie, hy het sy ore plat getrek. Tonnets was ook betrokke in 'n paar aanvalle al. Goed op verdediging ook gelyk. En daar is heeltemal genoeg ondersteuners aan die oorkant Ja, van Stellenberg. Hy's reg. Daai 3 het reg voor hulle gebeur. Hier kan jy sien vinnige bal. Tonnets op die regte plek. Hy moes net oorgegaan het. ja, hy het gesien Theo van Wyk is voor hom. Maar nietemin, Bethlehem kan hulle terugkom in hierdie kragmeting. Bonthuis. Uitstekend beheer van die afskop af. Armand Potgieter. Stadige balbesit vir Stefan. Maak hy reg om te skop wat hy wel ook doen. Bonthuis. Som hy sy opsies op, klop hy vir Hewitt. Beskikbaar vir Wille. Die jagste man, Osterk. Hard kontak gemaak in die middelveld. Die buitesenter Karabo Raleslane. Kom amper daar verby die verdediger van Stellenberg. En Osterk wat so bietjie uit posisie uit is. Sluit hom die bal lig te gee, ingedryf deur Christian van der Sand. En dis die span van Bethlehem wat nou bietjie balbesit geniet. Osterk. Iemand se stewel wat daar weggegooi word. En die druk wat deurkom by die loskram. Bethlehem wat dit nie kan hanteer nie. En Stellenberg wat daar die skram wen. Skeieregter gaan met kans gee dat die manne almal weer stewels aan kry. 2 wat verlore gegaan het in daai spel. Gelukkig was dit nie 'n geval van dat hulle te vinnig was vir hulle stewels nie. Net voor 12 by die huis wees, dan behoort jy nog dieselfde te lyk. Maar daar was goeie verdediging weer aan die kant van Stellenberg om te verhoed dat Bethlehem voortrekker oor die voordeellyn kom. Stellenberg se verdediging op hierdie stadium hou. Ja, dit lyk Bethlehem lyk so 'n bietjie dat hulle nie seker het spesifiek dat dit kom as hulle die bal deur die tweede fase gevat het nie, dan val hulle struktuur heeltemal in mekaar. En Osterk was 'n goeie voorbeeld van dit gewees. Teen aan die skrimskakel Edre Wille gestaan het en half van die pad was. As hulle dit kan regmaak, kan hulle 'n bietjie meer van 'n uitdaging wees, opgetel. In die basis is dit Moses wat insny.
of liewer Rode die 3 drukker. Hy het vir Moses daar vir ondersteuning, Stefan. Dis baie beter die Stellenberg, hulle kry die bal op volle spoed. En dis goeie balbesit. Weer eens is dit van Deventer wat sy opsies opgesom het. Brink, of liewer Burden. Toen hy die regte ding, kom hulle oor die veld en van Billion val hy die voordeel aan. Stadige ondersteuning. Stellenberg geniet die bal besit. Voorspelers wat spasie en tyd het. Joubert en ingesny. Deur Joubert is die bal beskikbaar vir Stefan. Nou moet hy deur die hand gaan. En ongelukkig sit Moses aan die oorkant, word daar geteken, uitgestrek. En die 3 toegeken. Lyk soos Rode. Skeieregter na sy assistent gekyk. Goeie werk. Daai bal verloor op 'n stadium, weer binne toe gekry. En dit sy tweede 3 van die wedstryd. Op hierdie stadium kan hy nog nie 'n voet verkeerd sit nie. Ja, die samespel tussen hom en Rode en Moses was baie goed geweest. Hier kan jy sien daai aangee. Moses baie goed gedoen om hy bal weer lewendig te hou. Weer terug na Rode toe. Verskundig het was Rode wat hom ingehou het. En weer opgestaan het en die 3 gedruk het. Ja, goeie kommunikasie tussen hom en Luka Tonnets. Ondersteun tipe van 'n basketbal aangee daarvan Rode na Tonnets toe. Tonnets mooi reg het gemaak. 1 of 2 verdedigers op hom getrek en dan vir Relton Rode weggestuur wat sy tweede 3 gedruk het. En die doelskop wat misluk het aan die oorkant vir Ethan van Billion. Maar nie vergeet van die goeie werk wat die voorspelers gedoen het van Stellenberg om daai 3 te kon maak nie. Hard ingeduik. Kan sien hier is van dit. Vinnige bal. Sien weer Rode baie vinnig gedink. Daar staan dit Rode reg langs hom. Baie goeie werk. Deur die linker vleuel van Stellenberg. Ja, nou lyk dit of daar probleme is op die veld vir Bethlehem. En van die manne wat moet afkom, is dit Bontuis wat nie so gelukkig is nie. Maar Bethlehem, hulle was tot en met die eerste 5 minute in die eerste helfte nog in die wedstryd. Net te veel duikslae gemis en vir Stellenberg toegelaat om oor die voordeellyn te kom. Is moeilik om so te verdedig. Ja, ongelukkig net nie al hulle geleenthede in die kwartgebied gebruik nie. Hulle was definitief daar in die eerste helfte. Ja, Bontuis wat weer spel begin. En vir die tweede keer is dit Potgieter wat onder hom is. Klinies van die afskop af van Stellenberg. Stefan uit balbesit geniet, gebal jaar en hy maak reg om te skop. Onder hom is Bontuis. Ostuk wat hy bal nie kan beheer nie. En dan is dit Kabe. Kyk of hy kan regmaak. Will. Die voorspelers van Bethlehem wat uitgehonger was, baie min balbesit gehad in die tweede helfte. Bontuis moet hy skop onder groot druk daar van Hewitt af. En nou word hy gejaag deur Rademan wat sy oog van die bal afval. Eben Rademan maak 'n amateurfout diep in die kwartgebied en nou sit 'n guldige geleentheid vir Bethlehem om terug te slaan. En hierdie is nou waar hulle moet punte aanteken om terug te kom in hierdie wedstryd. Hulle kon dit ongelukkig nie reg kry in die eerste helfte nie, daai geleenthede in die kwartgebied. Hier is nou hulle eerste regte geleentheid reg voor die pale. Nog nie baie van die bal gesien in die tweede helfte nie. En dan is daar plaasvervangers wat opgedraaf kom. Gelukkig nommer 24 wat nie op my spanlys is nie. Daar's daai skoppie. Kan jy sien hy het ongelukkig opgekyk waar is die verdediging. Rademan wat hom dan aanslaan. Ja, vir die jong kykers by die huis. Oog op die bal, maak seker dat jy in beheer van die bal is voor jy kyk vir enige verdedigers. Wel gevoer opgetel deur Ostuk, maar hy's gepla. Die bal verloor. Dis goeie druk van Stellenberg af. Dis Edre Wille
Die klein skramskakel van Stellenberg, hy was ook lekker besig vandag op die veld. Goeie vinnige bal vir sy agterlyn gegee. As Ryan Jones wat daar die aanslaan bewerkstellig het. Die druk wat hy uitgeoefen het op Ostuk. En weer eens, geleentheid daarmee heen vir Bethlehem. Hy is 'n gilde veldposisie daar, so 'n goeie veldposisie. Ongelukkig net die bal verloor en dan so ook die geleentheid. Hulle sal terugkyk en 'n paar dinge kan uitlig. Gelukkig hy kwart gebied. Stefan vind vir bal van Billion. Die bal spring vir Van der Sand. Som hy sy opsies op. Sit hom op die regte voet. Van die 2-3 druk en Rode. Baie gevaarlik, 2 aan op die bal. Oorlê 1 en 2 en Atrek Rode het ondersteuning. Kon dalk 'n bietjie langer aan die bal vasgehou het. Hy bring die kragmanne in spel en is dit Stefan. Ag, Robert Hewitt wat sy lyn oorhardloop. En hier is dit Nolan Deploy wat wegbars. Kyk of hulle met 'n teenaanval kan kom. Bontuis besluit om die veiligheid van die kantlyn op te soek. Bontuis het 'n lekker kalm kop. Onder druk. 'n Paar keer was hy onder ewige druk deur die Stellenberg verdedigers. En elke keer met sy skopskoen en soos ek genoem het, is nou teen die wind en nog steeds kry hy die meters. Nou plaasvervanger op die veld is Rikus Ras, nommer 20. Kyk vir my, hy vervang vir Christian van der Sand op die heel agterposisie. Ja, Van der Sand was bestendig. Joubert agter in die lyn staan, is dit reguit. Skeieregter sê ja, speel aan. En nou 'n goeie momentum van hierdie dryfmaalbeweging. Word kop ingesteek deur Leon Joubert. Goed gedoen om oor die voor die lyn te kom. Tonnets is 'n aanval. Hierdie buitesenter. Stefan Brink. En is Brink nog steeds Brink. Jovan Brink. Hy het goed gedoen om oor die voor die lyn te kom. Nou is dit sy slotmaat wat bykom. Reguit gemaak deur Janse van Rensburg, maar die ondersteuning te stadig by. Verloor hulle daar die bal. Goeie geleentheid, goeie werk verrig, maar ongelukkig verloor hulle die bal. Liam Joubert, die skuldige. Bethlehem voortrekker sal tevrede wees met hulle verdediging. Hulle kon dalk bietjie anders gelyk het en daai Juwan Burden, die nommer 4 slot van Stellenberg, baie besig op die veld was vandag. Ja, baie swak skop, maar dis Moses wat onder hom is en dan is dit van Billion. Hoogvat op die lanklenige loskakel. Nou vinnige bal besit vir Stefan. Hy soek die blitsmanne wat nou aan die bal moet raak en dan is dit Rode. Kry die aangee weg. Moes liewer vasgehou het. As Rode aan die bal vat, is 'n moeilikheid. Hier lyk na 'n ernstige besering. Lyk na speler van Bethlehem. Ja, Karabo Raleto Slane. Ek wys hy bobeen seer gemaak het. 'n Goeie wedstryd gehad met tye. En nou begin, ons het vroeër genoem van die lig af, hoe goed die afrigters hulle plaasvervangers gebruik. Nou kan jy sien, minder as 20 minute van die wedstryd oor en hulle begin die plaasvervangers opstuur. 22 lyk soos Daniel Mongle van Stellenberg wat op is. Geleentheid vir hom ook op so groot okasie in die agterlyn te kom speel. Ja, guldige geleentheid vir die plaasvervanger om sy stempel te kan afdruk en sy afrigters te beïndruk. Dis wat jy wil hê. Het lyk vir my na Armand Potgieter wat na die heel agterposisie toe geskuif het. Dan is dit die skramdruk wat hier kom van Stellenberg. Nog 'n strafskop vir hulle wen.
Die verskil tussen die twee spanne is dat Stellenberg is baie klinies by oomblikke, maar hulle geniet die veldposisie, gebiedsvoordeel. En in meeste gevalle, ek weet nie wat die persentasie is nie, maar wanneer hulle die 22 binnenkom, teken hulle punte aan. En dis die verskil tussen die twee spanne op die oomblik. Absoluut die waarheid. En hoekom nou nie hulle lynstaande is bestendig vandag gewees. Liam Joubert wat vir Burden en Brink gevind het. Voor in die lyn staan word gespring. En hier die rolmaalbeweging was op 'n paar keer baie gevaarlik en vernietigend. En die skade is verrig en oorgeduik. Ons kyk wie die nommer 7, Ryan Jones, is die man wat oorgeduik het. Weer eens goeie werk deur in die lyn staan. Liam Joubert wat sy springers vind. Burden min fout gemaak vandag. Daarom is hy natuurlik 'n Grand Kommer gespeel verlede jaar. So kan hy onder 16 die lead player development ingetrek. Ons kan vandag sien hoekom. Ja, Burden is 'n kookwater slot. Sy lyf amper soos 'n losvoorspeler, hy's baie betrokke in die spelling. Dra bal, maak harde duikslae. En 'n paar keer selfs naby daan gekom om te gaan druk. Hy is ook gelukkig genoeg om beide posisies flank en slot te kan speel. So is 'n lekker probleem vir Divan Bad. En hierdie keer maak Ethan van Billion seker met hierdie doelskop. En ja, ek kan nou met alle sekerheid sê dat die momentum nou heeltemal aan Stellenberg se kant is. Hier kan ons sien, daai dryf na die lyn staan. Ons net nie genoeg verdedigers aan die kant van Bethlehem voortrekker nie. Ryan Jones wat gaan kuier. Ja, dis hierdie Bethlehem voortrekkerspan wat gesukkel het om aan die gang te kom in die tweede helfte. Dan 'n miskommunikasie tussen 'n Burden en Potgieter. Man, Potgieter. Lyk of hy sy skouer seer gemaak het. Net so buite beeld. Stefan van Billion met daardie monster skopvoet van hom. Onderwys is dit die plaasvervanger heel agter. Kom in 'n teenval en dan Oster. Ons het min te sê gehad van die kookwater agste man in die tweede helfte. So 'n bietjie momentum nou. Sit A.J. Meiburg. Maar die bal weer eens verloor in die kontak en Stellenberg wegkom met dit. En Stellenberg op hulle beurt geniet nie benut nie die voordele en slaan aan. En Bethlehem wat so 'n bietjie kan asemhaal nadat Meiburg daar die bal aangeslaan het. As ons sien, skeieregter net laat weet dat daar 'n aanslag van Stellenberg is. En terugkom. Dit is aan die ander kant, skeieregter het daai nie gesien nie. En nou weer ons die skram. Die nommer 17, Remy September wat nou op is. Nie dat hulle gesukkel het in die skram nie en nou nog vars bene ook kry. Ja, Remy September is 'n kookwaterflank. Al 'n paar keer vir hom in aksie gesien. Man wat die bal goed kan dra. Nie bang is vir die kontak nie. Remy September het verlede week begin span gemaak in die plek van Ryan Jones. En as daar probleme aan die oorkant vir Bethlehem. Die skuldige is Lepondo Moropa. Sê die skeieregter, ek kan nie die skram draai nie. Daar was goeie werk aan die kant van Christian Jansen van Rensburg reg voor die skeieregter uit. 'n Goeie wedstryd. Goed in die skram, gedomineer. Natuurlik die 3 wat hy gedruk het en dan goeie hande gewys met tye in die agterlyn. Die hele pakket. Afrigter se droom. En hy praat nog ook lekker. Ja, die fasette wat Stellenberg geoorheers het vandag goed gedoen in die lynstaande. Rolmaalbewegings, 2-3 gedruk van daardie rolmaalbewegings. Liam Joubert speel met baie meer selfvertroue nou. En as daar iets is waar hy nie meer gelukkig is nie,
kan hulle dit uitsorteer. Agter in die lyn staan hierdie keer Carlo Brink. Verander hulle van die rigting en van opsie. Sterk loopie ingekry daardeur van Rensburg. Vinnige aangee daar na Burden toe. Die man wie se lof ons nou besing het. Stefan Carlo Brink, hy's prominent. Van links na regs slaan hulle en of hulle druk uit en word aangesny. Ryan Jones druk sy tweede 3, die hardlooplyne wat hierdie man hardloop is net te veel vir die verdediging van Bethlehem Hoërskool. En ons sal nou sien die betrokkenheid wat Burden weer gemaak het hier. Kyk hierdie klein aangee wat hy het. Daar is hy in die gaping. Ryan Jones kan sy geluk nie glo nie. 2-3 op een dag. Stellenberg sal tevrede wees. Tweede helfte het hulle regtig teruggekom. En kom wys wat hulle in staat is vir hierdie seisoen. Ja, Ryan Jones, hy wys net hoe hard hy werk van die bal af. Terwyl van Billion die 2 punte byvoeg. Burden wat nou van die veld opkom, hy het genoeg gedoen vir hierdie wedstryd. Bietjie geleentheid vir 'n ander speler gee. Afrigter is om vir die volgende wedstryde. Ja, Burden is 'n werkesel. En hy het baie goed gedoen, sy kombinasie saam met Carlo Brink. Was hulle goud werd vandag. Scrums en die lynstaande geoorheers. Goeie kommunikasie van die afskop af, Stefan. Hierdie man het gebal jaar met die bal besit. Christian Jansen van Rensburg. Nog 'n mooi loopie en nou is dit Stefan wat versterkings insoek. Stadige bal besit vir Stellenberg. Skoppie deur. Pontuis onder 'n groot druk. Dit sy vaardighede wat hom in die steek laat. En is dit Remy September probeer om 'n impak te maak. Hy het goed gedoen. Goeie balbesit. Retensie aangee van Stellenberg is great. Die strafskop vir onkant spel. Remy September werklik beïndruk van dat hy op die veld gekom het. Kan sien hoe kom hy en Ryan Jones op die beurt kan begin. Billion wat nou kyk of daar saam met die wind geskop kan word om 'n bietjie veld te wen. Baie goeie skop. Baie goed. Dis 'n laat trajekskop. En hy lees die wind baie goed. Dis goed, hy het 'n bietjie tyd gevat daar om te kyk eers sy opsies opgesom. Dis presies wat jy wil sien in 'n loskakel. Kalm kop. Bontuis, een van min foute wat hy gemaak het vandag. Hy het ook 'n lekker kalm kop op hom. Nommer 10 van Bethlehem voortrekker. Druk was net te groot daar van September. Ja, en Stellenberg wat hulle lippe aflek. Hier kom hy vernietigende rolmaalbeweging weer eens. Kyk wie die baldraer is. As Bethlehem wat nie 'n antwoord het nie, oorgeduik. As dit weer Ryan Jones. Het lyk so. So baie manne wat dieselfde skrampet op het. Kyk wat 'n nommer is op die trui. Wel, dit is wat Stellenberg wou doen. Hulle lynstaande. Ja, lyk soos Ryan Jones. En Ryan Jones se driekens. Jy kan sien die lyn staan soveel keer in die tweede helfte wat gewerk het. Alles het bymekaar gekom, daar rolmaalbeweging. Daar's net nie genoeg. Die verdediging is daar, maar daar is nie genoeg krag nie. Stenskeisregter gee die duim. Ja, Bethlehem voortrekker, hulle moedig probeer. En van Billion wat nou sy ritme vind. Definitief sy skoene aangetrek halftyd. Daar is nie 'n maklike skop gewees nie. Ja, die span van Bethlehem voortrekker eenvoudig net verdwyn. Hulle verdediging het hulle op 'n paar keer in die steek gelaat, spesifiek hulle lynspoed en dan hulle onvermoë om vinnig te reageer. Maar die druk wat Stellenberg na hulle toe gebring het, kon hulle net nie absorbeer nie. Dis hoekom die telling 45
7 is in die guns van Stellenberg. Baie goed gedoen by die afskoppe. Bal skoon gevang. Dis hoe 'n span lyk wat met selfvertroue speel. Van Billion. Net binne sy kwartgebied. En dan miskommunikasie tussen die loskakel en Oster. Bontuis. Baie goed gedoen met die lynskoppe. Hierdie keer sit hy hom veld af. Van Billion het gesien, daar's hoop spasie in die diskant. Die spring van die bal. Oh, perfek. Maar onkant spelwerk. Skeieregter het ongelukkig daai vletjie te vroeg geblaas. Hulle roep vir die 50-22 en dis waarvoor Van Billion gegaan het. Ja, net buitespel. Daar sien ons vir Van Billion. Pragtig. Kom hy in posisie. Sien ons hoop spasie. Dis Renier van die Kerk wat buite posisie is. Maar dat hy nou weer geleentheid. En hy bring hom amper presies op dieselfde plekkie. Die assistent skeieregter het so halwe tree beweeg van daai vorige. Ethan van Billion wat is heeltemal vermaak met sy vaardighede hier vandag. Heeltemal geniet om hierdie jong man in aksie te sien. Dis die regte tyd van die seisoen om te weet jou generaal van jou span is in beheer. Parelgem wedstryd wat hy nou wil terugwen. Net die kommunikasieprobleme. Stellenberg in die lyn staan. Bethlehem voortrekker wat wegbars daar met die bal besit. Will van Bontuis van die veiligheid van die kantlyn opsoek, maar hy kry dit nie. Hy kry die langlenige binne senter. Vir Potgieter. Dit September. Stuur hy van Moses weggesit. Moses nee, almal in dieselfde skrampets aan. En van Billion. Tonnets van Van Moses. Heel wedstrijd gedreig, net nie genoeg spasie gehad daar nie. Jy weet wat Moses kan doen met bal in hand en dan die strafskop. Die ondersteuning heeltemal te stadig. Miskien met Moses om aan die buitekant probeer aanvatte daar. Ek dink die verskil is so 45 kg. Met die verdediger wat die bal gesteel het. Maar Moses kan daar 'n bietjie aan die bal gevat in hierdie tweede helfte aan hierdie kant. Ja, hy het 'n paar keer gaan werk soek daar aan die oorkant saam met Derelt en Rode. Maar weer eens soos ek voorheen genoem het, is hierdie span van Bethlehem kon net nie aan die gang kom nie. Hy sien die Adrian Bontuis die loskakel baie keer die veiligheid probeer opsoek, niks waghalsig probeer nie. Seker tyd om te praat oor die man NMA Toyota man van die wedstryd, Virgil. Ja, ek dink ons het al sy naam al 'n paar keer genoem. Ek dink 3 keer het hy oor die doellyn gaan kuier het. En weer eens is dit Stellenberg wat dit moeilik maak by die afbreekpunte. Vir Bethlehem. Oster het 'n paar keer probeer. Maar die Stellenberg wat vir hom fyn dopgehou het. Willie, Bontuis. Kry nie die veiligheid nie, is dit Potgieter. Bal onder die arm. Wys hy sy intensies, hy's bereid om kontak te maak. Robert Hewitt. Die bal in die kontak ingevat het en dan word hy getast deur Jansen van Vieren. Ek dink is die eerste keer wat hy fout begaan het hier vandag. Jansen van Vieren. Dis verseker. Definitief sy naam genoem. Hy was definitief in die loop vir die NMA Toyota man van die wedstryd, maar ek stem saam met jou, Ryan Jones. Regte tyd, regte plek. Ook Burden wat vir my baie mooi gespeel het. En dan die generaal Ethan van Billion wat 'n ongelooflike tweede helfte gehad het, veral met die skopskoen na die pale. Ja. En dan 'n Rode se eerste helfte. Daai 2-3 op spoed. Baie manne wat hulle hande opgesteek het. Ja, hele paar man. Ek dink net die manier van hoe Jones sy stempel afgedruk het. Maar hier kom Bethlehem voortrekker. Kan lei die wedstryd afsluit met 'n hoogtepunt.
Hierdie keer kom hulle oor die voordele en baie goed gedoen. Maar dis afgeneem deur September. En nou weet Bethlehem nie wat om met die bal besit te maak nie. Luka Tonic wat van die kant af kom, hy word gestraf. Nou moet nou iemand net die bal vinnig speel, die dringendheid wat kort by Bethlehem voortrekker. Maar nou is 3 minute se spel. So iemand wat net die vonk aan die gang moet kry en hierdie Bethlehem masjien heel wedstryd onder druk. Kom die hele bank nou van Stellenberg opgedraf vir die laaste 2 minute. Jaden Short, 20, sy pink skramkep. Ja, onsuksesvol. Stellenberg wat wegkom met die bal besit. Kyk hulle of hulle die wedstryd kan afeindig op 'n hoogtepunt. Rode wat insny, Rode aftrap is net te goed. Is net te goed vir Rode. Relton Rode met spoed en vaart sny aan die lyn. En hy maak groot skade aan die verdedigingslinie van 'n Bethlehem voortrekker en hy druk 'n briljante 3, sy derde 3. Die vraag is, het ons te vinnig gepraat? Ongelukkig net 'n stiller tweede helfte gehad, Rode. Ja. Maar hier is die goeie werk weer van die hele Stellenberg span. Hier is 'n span 3. Vinnig hande, ek het net gepraat van Jaden Short wat opgekom het. En die Rode se voetwerk. Sal hy tevrede wees heel week. Ken net een pad en opspoed. En voete, min te keer. Ja, Rode. Vir ons gewys waantoe is hy in staat, sy danspassies. Dat het hom beloon met 'n 3, sy derde 3. Dis 2 manne in Stellenberg span wat 3 gedruk het. Van Billion. Sy ritme het hy gevind en hy gaan net aan waar hy opgehou het. Voeg nog 'n ekstra 2 punte by. Hier kan ons sien wie die lyn staan, vinnige hande. Short weer. Hy het bietjie gewag en toe in die spasie gekom. Goeie werk, Rode dadelik binne toe. Buite. En daar is net een pad vir Rode. Stellenberg. Wedstryd verby. Gaan hulle definitief probeer om te kyk of hulle weer agter die doellyn kan kuier. Balretensie, heel tweede helfte goed gewerk. Daar sit September. Som hy sy opsies op. So die ondersteuning wat bykom, bietjie stadig. Lastige geval daar deur Wian Miller. Het bal besit. Word die lyn aangeval. Voordat geskree speelt Luka Tonic. Hy het al gekuier agter die doellyn. Vinnige bal besit en is dit weer die man van die wedstryd, Ryan Jones. Oh! Die laaste aangee wat verlore gaan. Ongelukkig vir Stellenberg, die laaste aangee wat verlore gaan. Maar Stellenberg wat hierdie wedstryd afeindig aan die brand. Ryan Jones was op die veld gewees vandag. Wel verdiend. Baie spanmaat saam met hom gehad. Dis die einde van die wedstryd. Stellenberg wat gemaklik op die einde wen, 52-7. Bethlehem voortrekker was in die wedstryd in die begin van die eerste helfte. Gelukkig net nie al hulle geleenthede gebruik in die kwartgebied nie. Tweede helfte het Stellenberg net ongelooflik met bal in hand al die geleenthede gebruik. 2 spelers, Ryan Jones en Relton Rode, 3 keer agter die doellyn gaan kuier. Met Ryan Jones wat as man van die wedstryd aangewys is. Christian Jansen